Goed, ons gaan vanaand weer aan met die maatstafreeks. Dit doen ons sonnaande. Dis 'n reeks wat ons doen. En in hierdie reeks kyk ons na gewigte. Ons kyk na maatstawwe. Dit wat in die Bybel staan oor meet en oor skale. En ons het nou in hierdie reeks het ons nou al 'n bietjie gekyk. Nou eerste een het ons gekyk na die Here hou van 'n skaal wat net reg weeg, nee. Ons het nog gekyk daar in Spreuke 11 vers 1 en toe die keer daarna het ons gekyk oor om reg te oordeel, nee, of om eintlik nie te oordeel nie, en nie te veroordeel nie, maar wat die Here vir ons deur in Matteus 7 het ons toe gekyk. En vanaand staan ons stil in Daniël 5. Die baie bekende gedeelte waar teen die muur geskryf is, getel, geweeg en verdeel. En dis waar ons vanaand gaan stil staan. En jy kan oopmaak by Daniël 5. En as jy jou so 'n bietjie agtergrond gee. Israel, die wat daar in Jerusalem gebly is weggevat in ballingskap na Babel toe. En ons kry hierso die verhaal van die volk se verblyf in Babel en wat die leiers van Babel doen. Ons het nou al in die vorige hoofstukke sê vir Nebukadneser ontmoet het. En vanaand kyk ons bietjie na Belsasar, wat daar gebeur het in die geskiedenis van Daniël 5. So kom ons lees Daniël 5, ons gaan nie die hele hoofstuk lees nie, dit is lang verse. Ek gaan invul, of dit wat ons nie lees nie, gaan ek vir ons aanvul in die prediking. Maar Daniël 5 vers 1 tot 6 gaan ons lees, en dan van vers 17 tot en met vers 30. Dan ook verder. So kom ons lees Daniël 5 vers 1 tot vers 6 en 17 tot 30. Koning Belsasar het 'n groot ete gegee vir sy 1000 hoofamptenare en saam met hulle wyn gedrink. Toe hy onder die invloed van die wyn was, het hy die goue en die silverbekers wat deur sy voorganger Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem weggevoer is laat haal, sodat hy en sy hoofamptenare, sy vrouens en sy byvrouens daaruit kon drink. Toe is die goue en die silverbekers gebring, wat weggevoer is uit die tempel van God in Jerusalem, en die koning en sy hoofamptenare, sy vrouens en sy byvrouens het daaruit gedrink. Hulle het wyn gedrink en die gode van goud, silwer, brons, yster, hout en klip geprys. Met eens verskyn daar toe 'n mensehand wat op die gepleisterde muur van die paleis skryf, reg teenoor die kandelaar. Die koning het die hand gesien terwyl dit skryf. Toe die koning bleek geword. Hy was bang, sy bene het gebewe en hy was lam van die skrik. En dan roep hy nou sy voorspellers en raadgewers en intussen sê die koning hing vir hom, maar daar's 'n man Daniël en hy kan jou help om hierdie ding uit te lê wat hier so staan. En dan in vers 17 toe Daniël die koning geantwoord: "Hou gerus maar die geskenke en gee die beloning maar aan iemand anders. Ek sal in elk geval vir u lees wat geskryf is en dit vir u uitlê. Die Allerhoogste God het aan u voorganger Nebukadneser koningskap en mag, roem en eer gegee. Vanweë hierdie mag wat God hom gegee het al die volke, nasies en taalgroepe vir hom gesidder en gebeef. Hy het doodgemaak wie hy wou en hy het laat lewe wie hy wou. Hy het verhoog wie hy wou en hy het verneder wie hy wou. Maar toe hy hoogmoedig en verwaand geword het, is hy uit die koningskap afgesit en het hy sy roem verloor. Hy is uit die menslike samelewing uitgestoot en het soos die wilde diere geword. Hy het saam met die wilde donkies gebly en moes gras eet soos beeste. Hy snags deur die dou van die hemel nat gemaak. Hy moes erken dat die Allerhoogste God mag het oor die koninkryke op aarde en daaroor aanstel wie hy wil. Maar u, Belsasar, wat hom opgevolg het, u het nie verootmoedig nie, alhoewel u dit alles weet. U het verwaand opgetree teenoor die Here in die hemel. Die bekers uit sy tempel is na u toe gebring en u en die hoofamptenare, die vrouens en die byvrouens het daaruit wyn gedrink. U die gode van silwer en goud en van brons, yster, hout en klip geprys. Gode wat u kan sien nie en nie kan hoor nie en niks weet nie. U het nie die God geëer van wie u die lewensasem ontvang en wat oor u lewe beskik nie. Daarom is die hand deur hom gestuur en is hierdie woorde geskrywe. Dit is die woorde wat geskrywe is: getel, geweeg en verdeel. En dit is die betekenis van die woorde: getel. God het die jare van die koningskap getel en 'n einde daaraan gemaak. Geweeg, u is geweeg en te lig bevind. Verdeel, die koninkryk is verdeel en aan die Mediërs en die Perse gegee. Daniël is toe op bevel van Belsasar 'n koninklike kleed aangetrek en 'n goue halsketting omgehang en hy is uitgeroep as regeerder, derde in rang in die koninkryk. Daardie nag is koning Belsasar van die Galdeërs vermoor. Net nog 6 vers 1 ook lees, Darius die Mediër het die koningskap oorgeneem toe hy 62
jaar oud was. Goed, nou ons fokusgedeelte is hierdie hele getel, geweeg en verdeel wat daar in die Bybel voorkom. En ons gaan bietjie na die gedeelte kyk en ons gaan hom opdeel in 3 gedeeltes en ek gaan nou vir julle verduidelik presies wat hierdie 3 gedeeltes is. Dit is maar verbasend hoe baie spreekwoorde in ons taal uit die Bybel uitkom. Net byvoorbeeld 2 spreekwoorde wat ons baie gebruik, is afgelei byvoorbeeld net uit Daniël 5 uit, nee, die skrif is aan die muur, of ek sien ook party mense sê die skrif is teen die muur, maar ons gaan vanaand praat van die skrif is aan die muur, nee. En jou dae is getel. En ons gebruik dit baie. Dink bietjie aan ons sal byvoorbeeld sê, ja, ons is nie verbaas dat daai persoon afgedank is nie. Die skrif was al lankal teen die muur gewees. Of ons sal sê dis duidelik dat hierdie persoon is baie siek. Ons vermoed sy dae is getel. Kom ons kyk vanaand bietjie na hierdie gedeelte Daniël 5 en dan sien ons ook waar hierdie spreekwoorde vandaan kom. Nou ons gaan vanaand of ons kan hierdie hoofstuk in 3 gedeeltes opdeel. Of 3 scenario's kan ons maar sê. Ons gaan 'n bietjie kyk na die fees wat gehou is, vers 1 tot 6 wat ons van gelees het. Ons gaan so ietsie kyk van Daniël se optrede en dan gaan ons vanaand bietjie fokus oor hierdie skrif is aan die muur. Weet wat beteken dit en wat het dit met my te doen vandag in 2015? Maar ek moet erbij sê om 'n keuse te maak waarop 'n mens gaan fokus as jy na hierdie gedeelte kyk. Ons kan oor baie dinge gesels vanaand. Ons kan praat oor oordeel. Ons kan praat oor arrogansie, ons kan praat oor hoogmoed, die so baie temas wat uitkom en wat die Nuwe Testament vir ons net verder uitbrei. Maar ons gaan vanaand spesifiek kyk na hierdie ding van skrif is aan die muur. Nou hierdie fees was om verskeie redes 'n vreemde fees gewees. Iets wat ongewoon was vir daardie tyd was dat daar so baie vrouens en byvrouens deel was van hierdie partytjie. En eintlik, ek is nou 'n pa met kinders van 1 en 2, as mens praat van partytjie dan, my verwysingsraamwerk is nou ballonne en koeldrank en sweeties, nee. Maar as ons sê, dit was 'n party, en dan weet jy, dit was rof geweest, want dit was rof, nee. Daar was met 'n rede al hierdie vrouens geweest, en al hierdie drank, en jy sien hulle dronk geword, nee. Hulle het gode aanbid, en 'n vreemde verskynsel, want Nebukadneser het 50 jaar terug, het hy hierdie silverbekers en goed uit Jerusalem af saamgebring Babel toe. En nou kom Belsasar en hy haal dit 50 jaar daarna uit en hulle cheers op Marduk, die gode nee, van daai tyd. Hulle drink daar uit en word dronk en hulle eer hulle gode. Maar wat dit verder 'n vreemde partytjie dan nou maak of 'n vreemde fees maak, is as jy 'n bietjie die geskiedenis in gedagte hou, wat ons van lees, dan het die mediërs en die perse pas 10 dae gelede, 'n week en 'n half gelede, in Sippar, die weermag van die Babiloniërs totaal vernietig. Kyk so, Babel was heeltemal weerloos geweest. En dan is dit op hierdie tyd, wat die mediërs en die perse ook om Babel is, wat hulle klaar opgetrek het om Babel in te neem, dat hierdie partytjie aan die gang is. Wat dit uit die aard van die saak vreemd maak, en geskiedenisboeke, en daar is so baie geskiedenisboeke, en dit is mense wat nie eers Christene is nie, buite Bybelse skrywers, het dit baie akkuraat opgeteken wat gebeur het in daai tyd. En ons kan amper half, meeste van hulle kan met sekerheid sê dat die partytjie die aand was van die 11de Oktober 539 voor Christus. En want ons weet dat Babel ingeval is op 12 Oktober, 539 voor Christus. En baie van hierdie buitebybelse skrywers sê, daar was feesvieringe die aand voor die tyd gewees. 'n vreemde fees. En nou vra mens maar, Belsasar, hoekom sal mens so 'n groot fees hou, waar jy weet jou vyande jou al reeds omring het? Belsasar laat kom hierdie heilige bekers van die Israeliete wat Nebukadneser moes nou gebring het, en hulle drink daar uit. Hoekom die bekers? Hoekom al hierdie partytjies? Jy sien wat Belsasar doen, is hy's besig om eintlik in God se gesig te spoeg. Dis wat mense nogal baie duidelik sê van hierdie gedeelte. Hy weet hierdie beker simboliseer die teenwoordigheid van die Israelitiese God. En dan drink hy daar uit en dan het hy die arrogansie en die hoogmoed om nog op hulle eie gode te cheers. Onthou 'n bietjie in 'n pantheïstiese of in 'n land waar daar
baie gode was wat hulle aanbid het, en verskillende gode vir verskillende dinge, sou hierdie mense dan kon reken dat byvoorbeeld toe die Babyloniërs destyds vir die Israeliete gaan gevange neem het, beteken dit in hulle taal binne hulle godsdiens verstaan dat hulle gode sterker is as die God van Israel. Weet so Belsasar maak eintlik hierso 'n spot van God. Hy verkleineer hom, hy laster teen hom, en vers 22 sê vir ons baie duidelik dat hy dit willens en wetend doen. Hy weet wat hy doen. Nee, hy wil sy mense geruststel dat hulle gode sterk is. En verder was Babel blykbaar 'n baie sterk stad gewees met baie sterk sekuriteit en mure, en hulle het eintlik kosvoorraad gehad vir 'n hele jaar lank. En die Efraatrivier het sê hulle deur die stad geloop, so hulle het genoeg kos en water gehad. Dit hulle stel hulle hoop natuurlik dan nou op hierdie stad. Voel veilig. So ons sien hierso iets van Belsasar se harde, willens en wetend, aspris, arrogansie, laster, afgode, hoogmoed, spot, spoeg in God se gesig, noem dit wat jy wil. En is in hierdie wilde partytjie, kan ons sê, in hierdie aanbidding van afgode en van vrouens en meisies en dronkenskap, dan kom God in die middel van daai partytjie in, en hy skryf met sy hand teen die muur. Hy kondig Belsasar se einde aan, hy kom oordeel dit wat hy gedoen het. En dan weet ons, hy het baie bang geword, en hy het begin bewe, en hy het sy raadgewers en voorspellers en almal ingeroep, en niemand van hulle kon vir hom sê wat dit beteken nie, en toe sê die koningin, maar daar is iemand wat jou kan help, en dis Daniel. Kry hom in, laat hy vir jou verduidelik. En God het soos in die verlede, het hy vir Daniel gebruik om natuurlik as 'n profeet op te tree, wat nou vir hom gaan vertel wat gebeur, hy was die woord van God gewees. En dis hoekom Daniel sê, maar hy wil nie die geskenk hê nie, want koning Belsasar het gesê, die persoon wat hy kan uitlê, kan derde in rang wees, hy kan 'n goue ketting kry, en 'n mantel, is wat hy kan kry. En daar's 'n rede, die geskiedenis sê vir ons, daar's 'n baie mooi rede, hoekom hy hom derde in bevel gee, is omdat Belsasar nie die regte koning van daai tyd was nie. Sy pa was eintlik Nabonidus gewees, wat vir hom die koningskap gegee het vir 'n paar jaar, terwyl hy weg was. So, hy was nie deel van die lyn van konings op daardie tyd nie. En Daniel sê hy weier, want ek gaan net sê wat God sê, dit is nie ek wat dit sê nie, ek wil nie jou geskenk hê nie, hou dit vir jouself. En dan in vers 22, dan kom Belsasar dan kom Daniel deur met hierdie woorde, en hy sê vir Belsasar, dit is die fout, dit is die probleem wat jy gehad het, Belsasar, dis hoekom die hand daar geskryf het, want jy, Belsasar, wat hom opgevolg het, is van Nebukadneser, u het u nie verootmoedig nie, alhoewel jy dit alles weet. Willens en wetens, aspris, kan ons maar sê. Jy het geweet wat is die gevolg van arrogansie en hoogmoed, want Nebukadneser het hoogmoedig geword en uitgeval. Jy het geweet wat gaan gebeur. Jy het geweet dat die bekers uit die tempel God se teenwoordigheid simboliseer, en jy het aangehou om jou eie gode te aanbid, willens en wetens teen God in opstand gekom en hom uitgedaag. Jy het God nie erken vir wie hy is, die een wat die lewe vir 'n mens gee nie. Dis wat jy gedoen het, Belsasar. Skrif is aan die muur. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie skrif aan die muur, want dis tog waar ons wil uitkom vanaand, nee. Met God het met sy vingers, of hy het iemand gestuur, of 'n engel, of God self, om hierdie boodskap teen die muur geskryf, en hy wou vir Belsasar 'n boodskap deurgee. En dis nogal wat mure met boodskappe opdoen, nie waar nie? Ek weet dat in my eie huis, en in jou eie huis, en ek weet dit, want ek kom in baie van u se huise, is daar baie keer boodskappe wat ons op ons mure vasplak. Nee. Weet die een in my huis sê geloof, hoop en liefde op die muur. Nee. En dit gee 'n sekere boodskap deur tog. Nee. Dit sê vir jou iets van wat jou identiteit is, of waar jy jou identiteit vind. Nee. Of dit sê vir jou iets wat vir jou belangrik is, nee. Of jy wil 'n sekere boodskap van hoop deurgee. Ek dink jy almal weet presies waarvan ek praat, as ons praat van hierdie boodskappe wat ons op ons mure sit. Wanneer iets vir jou belangrik is, dan sit jy dit daar neer, as wyn of koffie of wat ook al vir jou belangrik is, dan wil jy daai boodskap deurgee. En ek dink dieselfde met graffiti.
Nee, dit wat jy sien op treine of op mure of op brûe, dis mense wat tog 'n sekere boodskap wil deurgee. Ek gaan nou net vir jou terugkom na hierdie ding toe. En hier is die betekenis van hierdie boodskap wat God wou gegee het, wat God geskryf het hierso, en Daniël vertel vir ons die betekenis daarvan. Mene, tekel, ufarsin. Getel, geweeg en verdeel. En hierdie 3 woorde is woorde wat verskillende gewigte of mates aandui in Aramees. En dit is baie moontlik dat die raadgewers toe nou nie kon verstaan of nie kon lees waaroor dit gaan nie, omdat dit in Aramees was en daar nie vokale by is nie. In die eerste plek of in die tweede plek kon hulle net nie vir die koning sê wat die betekenis daarvan is nie, al kon hulle dit lees, ons is nie seker daarvan nie. Maar die skrif is aan die muur, koning Belsasar. God het 'n boodskap vir jou kom deurgee. Jou dae is getel. Nee, jy's geweeg, jy's te lig bevind, en jou koninkryk gaan verdeel wees teen die Mediërs en die Perse. En die geskiedenisboeke wil dit vir ons vertel ook dat daai aand van die 12de Oktober het hierdie ouens die Efraatrivier opgedam of herlei en hulle deur die rivier toegang gekry tot in die stad en hulle die stad binne gekom. God het Belsasar se lewe kom oordeel, nee. Hy het die koninkryk, hy het gesê Belsasar, die koninkryk gaan val, nee. En Belsasar het nie gedink, en die mense het nie gedink het gaan gebeur of sal gebeur nie. So Jesus sal vol goddelose mense. Dis 'n party, soos ons kan sê. Daar's drank, daar's vrouens, daar's afgode, daar's hoogmoed, daar's arrogansie. Dit laster, nee. En die mense is nie bewus van hulle einde nie. Hulle hoop en hulle sekuriteit lê in wêreldse dinge. En hier kom God in hierdie gemors in. En hy skryf met sy hand op die muur. En hy sê Belsasar, jou einde is in sig. Weet jy, die mooie ding is dat in hierdie hele gebeurtenis, as jy na Daniël as boek kyk en jy staan 'n bietjie terug, dan sien ons hoe God nasies kan gebruik om sy wil te laat geskied. Deur hierdie gebeure het God kom wys dat hy enigiets, waarin hulle vashou, nie sal kan bly staan nie, want hy is besig om te regeer. Want wat net hierna gebeur het ons gelees, Kores het koning geword en hy het toegelaat dat die volk weer teruggaan na Jerusalem toe. En God is aan die stuur hiervan. Gelowiges, weet hierdie wêreld soos ons hom ken, en eintlik soos ons nog altyd ken, is vir baie mense een groot party. En hulle is nie bewus van 'n einde, of van 'n koninkryk, of van 'n einde aan hierdie dinge nie. Ons hoor dit geweldig baie, en mens dalk oordryf mens bietjie as mens sê, weet, dit is hierdie party, hierdie lewe. Maar baie mense wat ons ken vandag is geweldig baie selfgerig, geweldig hoogmoedig, geweldig arrogant. Ons hoor hoe word gelasteer teen die Here. Ons sien waar nou mense vas en waarin kry mense hulle hoop. En ons sien dit so baie. Ons sien in ons eie dag, dalk nou nie Marduk of die sekuriteit van mure om ons stad is nie, maar ons sien hoe mense geluk vind in individualisme en in koop en verkoop. Sommer net in hulle self. Soek hulle identiteit en betekenis in die wêreld, en in 'n groot mate kan ons sê dat hierdie sekulêre wêreld is in 'n groot mate lyk soos hierdie fees van Belsasar. Mense wat dinge ontheilig wat eintlik heilig is, né? Dink maar aan hierdie bekers wat hy gevat het en dit teers op ander gode. So, hoe moet ons leef in hierdie en praat in hierdie partytjie wêreld? Moet ons nou soos Daniël by die wêreld opdaag en sê die oordeel van God is op pad, nee, soos mense doen profete, nee. Of moet ons sê met haal daai smaal van jou gesig af. God sal julle oordeel, want julle het ons verkleineer en so gemaak, en julle het ons God aangevat, en dit en dat gedoen, en julle soek julle sekuriteit en klop ander dinge. Nee, verseker nie. Dit sê ek nie dat ons nie die lewe moet geniet nie. Maar weet jy,
Jesus het juis in so 'n wêreld ingekom om hierdie wêreld onderste bo te kom keer deur sy koninkryk tot by ons te bring. In Lukas 10 en vers 11 kom herinterpreteer Jesus as te ware hierdie gedeelte van die koninkryk in Daniël 5. Weet in Lukas 10 dan stuur Jesus sy disippels 2 uit en hy sê vir hulle, ek gaan nie die werkwoorde noem, hy sê gaan voed, gaan genees, dryf uit, verkondig vrede. En dan kom hulle terug en dan sê hulle, Here, dit was wonderlik. Ons het alles in die naam gedoen. Ons kon siekes genees, ons het bose geeste uitgedryf, ons kon die evangelie van vrede verkondig. En net in die hoofstuk daarna, dan kom Jesus Christus en hy dryf 'n bose gees uit. En dan vra die mense vir hom, maar in wie se naam doen jy dit? En dan haal hy hierdie gedeelte aan, 11 vers 20. Hy sê, aangesien ek dus deur die vinger van God bose geeste uitdryf, hierdie koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. Kyk wat gebeur hierso. Dis die enigste plek in die Nuwe Testament waar ons lees van die vinger van God. En daar's enkele gedeeltes in die Ou Testament waar ons ook daarvan lees. En een kommentator wil dit vir ons duidelik sê ook wat vir my gehelp het in hierdie gedeelte. Wat sê dat daar 'n lyn te trek is tussen hierdie twee gedeeltes. Dis die enigste plek waar genoem word in die Nuwe Testament. En een van die kommentators sê dat op dieselfde manier as wat Belsasar en die feesgangers nie bewus was dat hulle koninkryk tot 'n einde gaan kom nie en dat hulle nie kon verstaan nie, op dieselfde manier is die wêreld vandag nie bewus dat Satan se ryk gebreek is nie en dat daar 'n nuwe koninkryk op pad is nie. Die wêreld kan dit nie lees nie, hulle kan dit nie verstaan nie, hulle kan nie sien dat die skrif van die muur is nie. Weet in Christus het die koninkryk sigbaar gebring, het ons nou gelees daarson, het tot by ons gebring, deur wat hy gedoen het op aarde, en dan weet ons, hy het sy kerk agtergelaat, en dis die kerk in die wêreld se plek om nou die koninkryk sigbaar te maak. Deur Lukas 10 vrede te maak, deur te verkondig, deur byvoorbeeld te voed. Nee, honger is te voed, is een van die dinge wat hierby aankom, of wat hierby aansluit. Siekes te help. Dit is nou die skrif teen die muur. Dit is hoe God nou in die wêreld inkom, en ons ken hierdie wêreld waarin ons leef vandag, en wat sê maar, dit is hoe my koninkryk kom. So mense, gelowiges, sy mense, die kerk, jy, is vandag die skrif teen die muur, met 'n boodskap van ongelooflike hoop. Dis hoekom ons nie gaan oordeel nie, dis hoekom ons nie gaan haal daai smaal van jou gesig af tipe mentaliteit gaan hê, of God sal jou oordeel nie. Nee. Ons het nou 'n boodskap van hoop wat ons bring. Nee, en dit is 'n baie klein teken, die kerk is 'n baie klein simbool, nee, waar mense, ons, ek en jy, vir die wêreld kan wys hoe die koninkryk nou al lyk. Iets van hoe die koninkryk lyk. In hoe ons gemeente, ons het gister met die ouderlinge gepraat oor hoe ons as gemeente en hoe jy self 'n vertoonvenster kan wees van hoe die koninkryk lyk. Wat reeds tot naby ons gebring is. Hy is nog nie finaal hier nie, maar hy sal reeds hierson. Ons kan al iets daarvan proe. En dis die ding, dis die skrif teen die muur in die wêreld vandag, is dat ek en jy in ons doen en late, in hoe ons praat en in ons optree, dat ons die skrif in die muur is. En in 'n wêreld wat dit nie kan lees en nie kan verstaan nie, dit vir hulle kan uitleef. En hier is die vraag wat ek vir jou wil vra. Ons het nou gesê, jy is die skrif van die muur. Maar is jy leesbaar? Nee, kan mense lees wat geskrywe staan oor jou lewe, kan ons maar sê. Is jy besig om jou geloof uit dade te leef en hoe jy vrede verkondig, nee, en hoe jy versoening probeer bewerkstellig, soos ons gehoor het onlangs, nee. Hoe jy kos gee, hoe jy siek is bystaan. Weet en ek wil dit prakties vir jou noem dat ek dink in 'n groot mate wat meelewing betref as ons so my ore die rond te doen, dan lyk dit of iets hiervan begin sigbaar word in ons gemeente. As ek hoor van
by mense gaan kyk wat regtig siek is of in hospitale is, dan hoor ek by elke liewe persoon hoe hulle oorval word met liefde van ons gemeente se kant af en van die medegelowiges af. Dit is hoe ons na mekaar omkyk en dit is al iets van hoe die koninkryk sigbaar word, nee, hoe gelowiges na mekaar omsien en hoe ons vir 'n wêreld wat andersins hier dinge nie ken nie, iets sigbaar kan wys. Gemeenskap van gelowiges is juis daar sodat die wêreld al iets van hierdie herstelde koninkryk van God kan beleef, nee, en dit wat ons noem, net 'n stukkie hemel op aarde. Maar dit is nie net vir ons medegelowiges nie. Dit is ook vir mense wat nie die Here ken nie. En hier is die ding. Hier is die groot ding. Jy kan leesbaar wees, my liewe vriend. Omdat ons 'n ander soort koning het wat vir ons gewys het hoe om leesbaar te wees. Hy is nie 'n koning wat glorie nagestref het nie. Hy is nie 'n koning wat in was in hoogmoed gehad, weet soos by Belsasar en Nebukadneser gelees het nou al nie. Maar hy het homself verneder, nê. Heeltemal ander tipe koning, aan 'n kruis. Hy het as koning homself leeggemaak van sy glorie. Hy was verlate in die donker en hy het nooit opgegee nie. So deur hom en in hom en met die Gees wat op jou hart skryf en wys vir ons hoe om leesbaar te wees, kan ons leesbaar wees. Kan jy vandag die skrif aan die muur wees? Op dieselfde manier as wat die boodskappe, nee, wat ek en jy in ons huise op ons mure plak, wat vir ons sê, maar wat ons kan identifiseer hiermee, nee, dit is ek wil my belangstellings tentoonstel, ek wil my waardes deurgee, nee. Mag jou lewe in hierdie pluralistiese party wêreld waarin ons lewe, mag jou identiteit lê in die skrif wat jy wys, dat jy in Christus glo. En dat jy die koninkryk wat God alreeds vir ons nader gebring het, al iets daarvan sigbaar kan maak. Nee, dat ons vir die mense kan vertel, daar's 'n koninkryk wat kom. En mag jy leesbaar wees, en mag jy die guts hê, ek daag jou uit, mag jy die guts hê, om as mense vir jou vra, hoekom jy dit doen, vir dit te sê van die koninkryk wat kom. Mag jy, as jy weer in jou huis instap, of in alle mense se huis instap, en jy sien skrif teen die muur, of graffiti teen 'n trein, of teen 'n brug waaronder jy ry, en mag dit jou herinner aan die skrif aan die muur, en mag dit jou herinner dat jy daai skrif aan die muur is. Skrif is aan die muur, gelowiges. Probeer 'n bietjie hierdie week leesbaar wees vir die mense om jou. Ek gesels vanoggend met een van ons ouderlinge en ek vertel vir hom wat ek gaan deel vanaand. En ek sê, maar dis 'n boodskap wat gereeld deurkom, nee. Ons hoor dit gereeld. Hy sê, ons hoor dit so baie, maar is goed om dit te hoor. Ons moet net dit begin doen. En ek wil jou uitdaag, nee. Hy het daai guts om dit net te begin doen. En as jy dit alreeds doen, maar soos Paulus sê, lê jy nog meer daarop toe. Die koninkryk moet sigbaar word. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand weer versterk kon wees uit iets wat amper 2500 jaar terug gebeur het. En dat ons kan sien hoe U absolute beheer is van die tye. Here, U is, U was, U sal altyd wees en ons sien in die geskiedenis, Vader, en ons wil vanaand vir U sê dankie vir geskiedenis. Dankie vir geskiedenisskrywers wat hierdie dinge vir ons kan opteken en dat dit in die woord staan en dat die Gees mense geïnspireer het om vir ons vandag ook hier in 2015 relevant te kan wees. Vader, ons sien as ons kyk vanuit die Nuwe Testament hoe U in Christus vir ons ook gewys het hoe ons moet lewe, dat ons wil, Vader, al iets van die sigbare koninkryk van God op aarde nou al kan uitleef. Here, en U ken elkeen van ons omstandighede. U weet of ons 'n basis ergens by 'n werk of by 'n maatskappy. U weet of ons eksamen skryf hierdie week. U weet elkeen van ons omstandighede. Of ons moet vraestelle merk, of ons gaan kantoor toe gaan, of ons ergens in 'n cubicle sit, Vader, met 'n rekenaar, maar U ken ons omstandighede. Mag ons daar
iets van 'n vertoonvenster wees, Here. Sodat mense wat nie kan lees en nie kan verstaan waar dit gaan nie, wat nie weet dat die duiwel se magte gebreek is en Here dat daar koninkryk op pad is nie, finaal gaan aanbreek in ons lewens nie, dat hulle sal kan sien, dat ons altyd sal bereid wees, Vader, om as ons die geleentheid kry, om te kan gaan tuig oor die hoop wat in ons lewe. Vader, U is vir ons goed. Ons wil onder U heerskappy staan. Ons wil ons lewe onder U stel. Mag ons in ons gemeente ook daai vertoonvenster wees van liefde, van vrede, van hoop, Vader. Hoop, dis wat ons land nodig het. Ons kan nie staat maak, Vader, op alternatiewe maniere om hoop op die land te kry nie. Die enigste manier is die evangelie. Want ons het al gesien in hierdie afgelope paar sondae ook, Vader, waar U met ons gemeente werk, dat hoop is al ding wat ons het, wat positief is en wat lank gaan hou. En wat ons gaan laat vasbyt, Vader, tot die koninkryk in sy geheel kom. Staan ons by in hierdie dae met hoop. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.